alles gaan om U. Vader, nie 'n mooi preek nie, maar 'n ware aanraking. In Jesus naam, amen, amen en amen. Prys die Here, kom ons sit. Ek weet nie of julle al gekyk het na vioolspelers as hulle besig is om viool te speel, die mooiste klanke kom uit. En jy sien hierdie vioolspelers en in 'n orkes, en jy sien voorsit een hou en dan volg die ander. En wanneer hulle begin speel, is dit daai mooi simfonie wat jy kry. Melodie. En wanneer hulle klaar gespeel het, dan staan die een vioolspeler voorop en hy buig. En almal klap vir daai vioolspeler hande. En almal juig oor hierdie een vioolspeler wat sopas gebuig het en hierdie mooi klanke wat uitgekom het. Maar die ander sit stil. En dan vra ek myself af nou, wat van die ander? Het hulle nie ook gespeel nie? Maar as jy dit verstaan, hierdie ou het sy posisie ingeneem, sy plek. Hy's die leier van die orkes. Ons weet dit nie altyd almal nie, maar hy's die leier. En hy staan op in eerbied en respek namens almal. Alleen sou hy dit nie kon doen nie. Die eerste vioolspeler, die hoofspeler, is die ou wat basies die note hou, hy het die posisie, hy het die melodie, maar die res het die harmonie. Die een sal 'n noot verder uittrek, langer hou, die ander een het 'n ander funksie terwyl hierdie klanke uitgaan, maar elkeen het 'n posisie, en saam het hulle die mooiste lied gevorm. En dit is waaroor Vader met ons praat, in ons eie lewe. Het jy jou posisie ingeneem? Is jy op die plek waar jy moet wees? Is jy diensbaar vir die Here? Is jy daar dat die klanke wat jy vir God afgee, 'n verheerliking vir hom is? Kyk, as ek begin sing, dan hardloop almal weg. Dis verseker, maar die Here het geweet ek moet nie sing nie, want dan sal julle moes sing. Julle sou moes sing, want ek sal die Here net wil verheerlik het. Maar die Here het geweet, nee, Sion, jy moet nie sing nie, want jy sal te veel gesing het. Maar ons het 'n posisie elkeen. Ons kan miskien nie almal sing nie, maar elkeen het 'n posisie, en sonder jou posisie is daar nie harmonie nie. Sonder jou is die liggaam leeg. Sonder jou teenwoordigheid kan nie gebeur wat moet gebeur nie. Jy's vir God so kosbaar. Jy's so nodig vir die Here. En as jy vanoggend net die liefde van God kan verstaan, sal jy nooit weer in verwerping lê nie. Sal jy nooit weer dink, jy's minder werd nie. Jy's dit nie waardig om op te kan staan in die naam van Christus nie. Sal jy die lewe kan face, as jy verstaan hoe lief het God jou werklik. Nou net om daai liefde te verstaan, gelees is die boek Hosea. Ek wil hom nooit gelees het nie. Ek het nooit van hom gehou nie. Want 'n profeet wat trou met 'n hoervrou. Nee, Here, hoe kan dit wees? Hoe is dit moontlik? En omdat ek hierdie siening om dit gehad het, en gevoel het, Here, dis 'n respek, en dis nie goed vir die evangelie nie, kon ek die boek nooit verstaan nie. Ek het nooit gehou van die boek Jeremia nie, want hy gaan te veel deur hel, moeilike omstandighede, en as jy die buitebybelse boeke bestudeer, dan sien jy, hy was nog verlief op 'n vrou ook, en God sê vir hom, nee, jy gaan nie trou nie.
En toe hy ongehoorsaam is, toe word daardie vrou vermoor. Voordat hy dalk nog kon trou met haar. Gehoorsaamheid is belangrik by God. Want om net uit die posisie uit te wees, waarvoor God jou roep, rig jy skade aan. Net omdat Jona aan homself gedink het, ek sien nie kans vir Ninive nie. Daai klomp is sondaars, en buiten dit, ek sien nie kans om daarheen te gaan nie, hulle sal nie luister nie. Dit gaan nie daaroor of mense gaan luister nie, dit gaan hoe God jou gebruik. God gebruik jou kragtig. En net deur een woord wat jy op die regte tyd gee, wat jy nie besef het nie, een ding wat jy op die regte tyd doen, bring jy 'n groot verandering. Skuif jou eie lewe in plek. Is die harmonie mooi. Die klanke is om God te verheerlik. Amen. Jou lewe. Mense, as jy besef, elkeen wat hier sit, sy lewe is in waarde voor die lewende ware God. Waardevol. Elkeen wat hier sit, dis nie per toeval dat jy vandag hier sit nie. God het 'n groter plan vir jou lewe. Maar jy moet in jou posisie kom. En as jy in daai posisie kom, begin 'n mens besef, die lewe is 'n vreugde. Die lewe is 'n joy. En is lekker om te lewe. Dan raak moeilike omstandighede ook lekker, want jy's in die posisie waarin God jou wil hê. Maar as jy nie in die plek kom waar God jou wil hê nie, dis wanneer met 'n mens gebeur wat met 'n Jona gebeur het. Dis keer op keer in die woord van God gewys, deur ongehoorsaamheid het Israel 'n duur prys betaal as hulle weggevoer. Hosea. En ek kyk na hierdie boek Hosea en hy raak vir my een van die mooiste boeke in die woord van God, as ek deur die hart van die Here daarna kyk. Ek gaan vir jou vra om gou iets te doen, en na die diens gaan jy dit weer doen, maar jy gaan dit dan met 'n ander hart doen. Draai net na iemand toe, en sê, jy is kosbaar, en bedoel dit, uit jou hart uit, en die Here is lief vir jou, nie na jou lewensmaat toe nie, dit moet jy by die huis baie doen, nou, hierso, na iemand toe, en bedoel dit. Bedoel dit. Prys die Here. Die familie van die Here moet altyd opreg wees, daar wees vir mekaar en lief wees vir mekaar. Hosea, ek gaan die verhaal vir jou nou vertel, en dalk het jy die verhaal al gehoor, dalk het jy dit gelees, dalk het jy jare voor my dit eintlik verstaan, maar luister baie mooi. Vader God is vir ons so lief, dat hy kyk na ons, en hy kyk in hierdie geval, weer eens kyk hy na ons, en hy kyk en hy sê, ai my kinders, ek is vir julle so lief, maar julle is nie vir my so lief nie. Dit is verskriklik. Besef jy, God wil ook lief gee, hy het liefde nodig. Jesus praat op die einde, voordat hy weggeraap word, praat hy aan Petrus, hy vra vir hom 3 keer, het jy my lief? 3 keer. Hy wil ook lief gee wees. Ja, amen. Het jy my lief, Petrus? Ja, Here. En die 3de keer, breek iets oop in Petrus. Here vra vir jou, het jy my lief? Hy praat met Hosea, hy sê, Hosea, ek wil vir jou wys hoe ek voel oor julle. Ek wil vir jou wys hoe voel ek oor elkeen wat vandag hier sit, oor elkeen wat vandag kyk. Ek wil vir jou wys hoe groot is my liefde vir jou. Hy sê, Hosea, gaan trou met 'n hoervrou. Vat haar vir jou. Mense, dis 'n opdrag hierdie, wat nie maklik is nie. Want jy mag nie in jouself dink nie. Dis nie wat jy begeer nie, dis wat God begeer. En Vader God wil hom iets hieruit leer, om neer te skryf, sodat ek en jy die liefde van God kan verstaan. En Hosea gaan, en hy kom by Gomer, hierdie spesifieke vrou, en as ek die woord mooi verstaan, was sy baie mooi, was 'n mooi dame, 'n mooi vrou,
maar sy was 'n hoer. Pleinweg, 'n vrou wat rondgeloop het, 'n vrou sonder sedes en normes, 'n vrou wat net tussen die ryk manne gewandel het, 'n vrou wat deur hoerery haar geld gemaak het, haar inkomste. En hier kom by eenvoudige man van God, en hy sê, ek moet met jou trou. Ek wil met jou trou. God verander haar hart. Vader vat haar deur die woestyn. Met ander woorde, wat beteken dit? Deur 'n tydperk wat niks vir haar uitwerk nie. 'n Tydperk wat nie een van haar metgeselle te vind is nie. 'n Tydperk wat soos 'n droogte tydperk in haar lewe is. En sy het geen keuse nie. Sy trou met Hosea. In die begin behandel Hosea met soveel liefde en deernis, soveel omgee en opregtheid. Hy gee aan haar 'n huis, 'n woning. Hy voorsien aan haar alles wat nodig is. Hy gee aan haar die beste kos, die beste geleenthede, 'n skoon netjiese plek, 'n plek van vrede, in 'n verhouding met God. Hy gee aan haar 'n plek waar sy altyd veilig sal wees. Sy hoef nie meer in die strate te wees nie. Sy hoef nie meer haar met sonde besig te hou nie. En dit gaan goed met hulle huwelik. Dit gaan uitstekend met hulle. En sy raak swanger, 'n tweede keer en 'n derde keer, en elke kind, elke naam het 'n profetiese betekenis. Maar dan kom daar 'n tyd in haar lewe wat dit so goed gaan dat sy vervelig raak. En sy keer terug na haar ou karakter toe. En sy loop rond. Dalk het sy geloop na die markpleine toe. Dalk eers onskuldig na die markpleine toe, en sy het by hierdie markpleine gekom, en dit is juist by die markpleine waar ons nie hoort nie. Die plek waar die blink, en die goud, en die silwer, en die uithang, en die verkeerde dinge dalk was, en die drank, as ons nie gaan tot eer van God, omdat God ons stuur nie, hoort ons nie daar nie. Ek praat van soos om die wêreld te lyk en te ryk. Raak sy daarby betrokke. En dis daar waar iemand haar dalk gesien het, waarvan hou sy, wat is vir haar mooi. En net soos wat die duiwel dit sal doen, dit wat vir haar mooi is in die wêreld, sal hy vir haar gee. En hy vang haar. En sy begin dalk meer na die pleine toe gaan. Dalk 'n tweede keer, 'n derde keer, en dan raak dit later makliker. En hier ontmoet sy hierdie man, en dan 'n tweede man, dalk 'n derde man, en sy kom nie meer huis toe nie. Sy keer nie meer terug nie. Buiten haar gewete wat haar pla, sy is uit haar posisie uit, sy is nie waar sy hoort nie, en kind van God, haar ou karakter, die ou sondige sy, voor haar tydperk, in ons terme, voor jou doop, jy keer terug weer na daai ou mens toe. Die nuwe mens wat skoon gewas is, wat afgesterf het jy weer lewe gegee aan die ou mens, die spooke van die verlede, en sy begin lewe dit uit. Hosea is dalk baie hartseer, want enige mens sou hartseer wees, jy kan wees wie jy wil, maar dit is die seerste seer, en dis 'n pyn van verwerping, 'n pyn van, hoe kan dit gebeur het, 'n pyn van Here, hoekom laat jy dit gebeur in my lewe, die vraag dalk, Vader, hoekom sit jy my hier deur, hoekom moet ek deur hierdie ellende gaan, ek het mos geweet, hierdie vrou sal op 'n stadium, sal sy my verneek. Dalk was sy jaloers op 'n stadium, want sy's mooi. Nou is sy weg. Dan kom daar 'n dag wat iemand na hom toe kom. Sy vriende spot met hom. Sê, jy dien God. Jy vertel vir ons van God. Maar kyk wat doen jou eie vrou. Kyk waar is jou eie vrou. En is stikkend, is seer, en is stories, en is ellende. En iemand sê vir hom, jou vrou is uitverkoop. Jou vrou lyk nou ellendig. Jy moet gaan kyk. Sy is daar op die markplein. Sy lyk gehavend. In ons terme, sy is opgebruik. Sy is misbruik.
daar's nie 'n toekoms meer vir haar nie. Die ryk manne stel nie meer in haar belang nie, want sy is nie meer so mooi nie. Sy is nie meer so versorg nie. Sy kan nie meer presteer nie. Sy lyk sleg. Sy lê op die markpleine, hulle gaan haar verkoop vandag. Op daardie veiling, waar sy as 'n slaaf moet verkoop word, stel niemand in haar belang nie. Want niemand stel aan 'n vodde vrou belang nie, wat geen doel in die lewe meer het nie. En in daardie markplein, kyk Hosea na haar, en hy's bereid om die beste prys vir haar te betaal, en te sê, ek sal haar koop. Hy tel haar nie op en verwyd haar nie. Hy tel haar nie op en sê vir haar, hoekom het jy dit aan my gedoen nie? Hy tel haar nie op en koop haar as 'n slaaf nie. Ja. Hy koop haar as die vrou wat hy lief het. Amen. Hy betaal die prys vir haar, en hy tel haar op, en hy stap met haar huis toe. Dalk het hy haar gaan was, haar skoon gemaak, vir haar nuwe klere gegee. Nie lang daarna nie is sy weer mooi versorg, maar sy is lief vir haar man. As die geskiedenis gaan navorsie van Nasien en Hosea se vriende en die mense op die straat het gesien wat hy doen, en daardeur het hulle tot bekering gekom en gesê, dis liefde, dis 'n man van God. In ons terme, dis 'n kind van God. Dis die geseëne van God, wat nie net na homself kyk nie, maar liewer gaan uitreik. Hy het 'n posisie ingeneem. En hy plaas haar terug in haar posisie. Dis wat God met ons doen. Yes. Hy kyk na ons baie keer, en ons verneek hom. Ons verneek hom deur as die mere. Ons verneek hom baie keer deur soveel ander dinge, aktiwiteite te hê, maar nie by sy voete uit te kom nie. 'n Sondag is te veel vir ons. Ons kan geld maak op 'n Sondag. Ek kan nie vandag in die huis van die Here wees nie, want ek werk vandag, ek maak plekke skoon, en die ander een is besig om in sekere goed te gaan werk, en hierdie een het 'n stalletjie, en daarin en dit. Maar ons het God, ons sê ons het God lief. Dis 'n leuen, want ons het ons posisie verruil. Die oomblik, toe jy na 'n ander vrou gekyk het, of na 'n ander man, het jy 'n posisie verruil. Die oomblik, toe jy Jesus verraai het, en die haan kraai vir jou, jy kom dit nie eens agter meer nie, het ons Vader verloon. Vader sê, hy is 'n jaloerse God. Hy is jaloers op jou, hy is so lief vir jou. Hy hou nie daarvan, dat jy die hele tyd, om verruil nie, om verloon nie, om vergeet nie, om net onthou as jy hom nodig het nie. Ja. Hy wil jou die hele tyd by jou hê. Hy sê, ek het jou so lief, dat ek jou my tempel gemaak het, dat ek in jou kan bly, dat ek in jou kan woon. Yes. Nie eens meer buite, soos in die Ou Testament nie. Ek wil binne in jou wees, my woorde gee ek vir jou, dat my woorde in jou kan lewe, dat jy van my kan praat, dat jy kan vra wat jy wil hê. Waar staan dit? In Johannes 15, vers 4 tot 7. En jy sal vra wat jy wil hê, ek sal dit vir jou gee. Hosea het van gegee wat sy wil hê. Vader sê, my woorde is kragtige woorde, wat jy uitspreek en sê, genees in die naam van Jesus Christus. Al wat jy moet hê, is net die geloof van 'n mosterdsaadjie. Loop en verkondig die woord van die een wat jy so lief het, aan wie jy getroud is, want hy sê ook jy is die bruid. Amen. Vertel vir almal van jou pappa, jou Abba, jou koning, jou majesteit, deur jou leefwyse. Mense moet respek vir jou hê, want jy het 'n posisie, jy's 'n kind van God, jy's die geseëne van God, jy is nie 'n slaaf in hierdie wêreld nie, jy's God se kind. Yes. Maar moenie die meester verder seermaak nie, moenie hom vergeet nie.
Moenie wanneer jou emosies dit toelaat, dan wil jy hom aanbid nie. En as jou emosies weer in wanorde is en jy is ongelukkig, dan vergeet jy ook van hom nie. Jy is met hom getroud. Jy het 'n verbond met hom. Dis jou God. Dis jou lewe. Hy het jou gemaak met 'n verwagting. Hierna kon Hosea die liefde van God verstaan. Sy vriende kon dit verstaan. Hosea het besef deur sy verskriklike seer vir wat sy aan hom doen, vir wat sy aan hom gedoen het hy besef, wat het ek al aan God gedoen? Wat doen die mense hier om my aan God? Want dis die tyd wat hulle Baal meer aanbid het as vir God. Ons leef in 'n tyd dat mense in ons mildelike omgewing, ek praat van Christene, Baal meer aanbid as vir God. Ja. Die dier en die vrou wat sit op die dier van die eindtyd, meer aanbid as vir God. Meer tyd spandeer aan die wêreld, eie behoeftes en eie begeertes, net soos Gomer gemaak het. Ons het God lief, en as jy God lief het, lewe hom so uit, dat die wêreld kan sien, jy is vertroubaar, jy het 'n posisie, as 'n man en 'n vrou van God. Die duiwel moet vir jou vrees, jy moet nie die duiwel vrees nie, die duiwel moet vir jou vrees, want hy moet kan sê, hierdie tempel is so gevul met die gees van God, en die woorde van God, en die krag van God, en die autoriteit van God, dat hy nie kan sien vir jou nie. Staan op, kind van God, dis tyd dat ons verskil maak. Die beste tyd is nou, wanneer niemand meer hoop het vir die land, vir die wêreld, vir ons kinders, vir ons sisteme nie, vir besigheid nie, is dit die beste tyd vir 'n kind van God om op te staan, en God sal voorsien, soos Hosea aan sy vrou voorsien het vir jou. Amen. Hy sal die plek van veiligheid vir jou gee. Hy sal jou versorg. Hy sal jou weer salf opnuut. Amen. Jesus ken ek as die een wat die voete was, die koning van die konings. Hy was die voete van sy bruid te sê, ek is lief vir jou, ek het jou vrygekoop, wees deelagtig aan my. Hy is die een wat die verhaal van die verlore seun gee, wat sê hy verwyk nie, as jy bely het, en jy spyt oor jou sondes, en jy staan op, jy sê, Here, ek is jammer. Dan sê hy vir jou, my kind, ek gee in jou 'n goue ring, dis autoriteit. Dis autoriteit. Ek gee my handtekening vir jou. Wat is dit? 1 Petrus 4 vers 11, my woorde wat krag het, wat jy vir siekes kan bid, hulle sal genees. Nie dalk nie, hulle sal. Hoekom genees mense nie? Hoekom raak hospitale so vol? Hoekom lyk dit so daar buite? Want die kinders van God neem nie hulle posisie in nie. Hulle wag vir 'n pastoor of 'n dominee of 'n profeet om dit te doen. Die tempel van God is in jou. Die gees van God is in jou. Die salwing is in jou lewe. Die woord van God moet jy net spreek. En hy sê in Matteus 10 vers 20, hy sal dit spreek deur jou. En dan sê Dawid, op my tong lê die woorde van God. Die Heilige Gees spreek nou, nie ek nie. God wil jou gebruik. Kragtig. Hy wil jou aanwend. Ons moet 'n gemeente raak wat elkeen bedien. Daar waar jy deur die week is, wat jy mense bemoedig, versterk, hande oplê en voorbid, of dalk net vir die bediening bid, of dalk net kind van God, iemand bemoedig. Maar ons moet aktief wees, sodat die meester in jou kan kyk en sê, dis my bruid. Dis myne. Vrygekoop, uitgekoop, behoort aan my. Ek het hierdie bruid by die markplein gaan haal, toe die wêreld nie in jou belang gestel het nie, het God jou nog steeds lief. Glo my. Die liefde van God kan nie gemeet word nie, maar kan nie beperk word nie. Die liefde van God is so groot. Kind van God, as jy dit kan verstaan, sal jy ophou om in die verlede terug te kyk, jou heeltyd te verwyk, want jou grootste vyand is jou gedagtes.
Jy's baie keer besig om te dink, as ek maar hierdie skuif van die verlede gemaak het, as ek meer aan dit aandag gegee het, as ek maar nie dit gedoen het nie, tyd het vir my uitgehardloop in die lewe, al daai goed is leuns. Jou lewe is volkome, solank as wat jy nog lewe, en vorentoe kyk, sal God die rigting aangee. Amen. Hy sal met jou wees. Mense, ek pleit by jou. Moenie omdraai, moenie terugkyk nie, moenie moedeloos raak nie, moenie vrees nie. Omstandighede gebeur, en dit sal keer op keer gebeur, maar dit is om jou sterker te maak. Kom in die joy van die Here. Weet wat is erg? As iemand in die familie is, en jy dra alleen jou laste en jy kan nie praat nie, dit is belangrik in 'n familie om te praat, mekaar te vertrou en te bid. En dan as die getuienis daar uitkom, jubel en juig saam daaroor. Jy is nie meer op 'n markplein wat jy oorgegee is nie. Jy is nou in 'n familie. En ons beweeg in hierdie familie vir die aangesig van God. Asseblief, ek pleit by jou. Moenie alleen in laste dra nie. Want dis wanneer 'n mens in sirkels loop en jy kom nie uit die markplein uit weg nie. Dis wanneer die bose kyk en traps vir jou stel om jou verder weg te voer en weg te vat. En dan kom daar 'n dag wat jy uitgedien is ook. Dan kom daar 'n dag wat niks meer sin maak in jou lewe nie. En dit is nie moeite werd nie. Die Here God is lief vir jou. En nou draai jy weer na iemand toe. En nou sê jy met 'n ander hart, die Here God is lief vir jou, en ek ook. Kom ons doen dit. Ek het baie in my lewe Hosias beleef ook, maar ek het Gomas ook baie beleef in die lewe. En ek wil vandag vir jou vra, volhard. Daar's net een uitkoms en een uitweg in hierdie lewe. En dis in die oë van die Here God. Moenie op mense staat maak nie, maar wees daar vir mense. Jy moet beskikbaar wees. Jy moet soms, moet jy opstaan en die tweede viool speel. Al kry die eerste viool die applaus. Dan weet jy die beste wat daar uitgekom het ek ook vir God gedoen. Want God het die beste in jou geplaas. Ek vra weer, moenie dat die verlede 'n rol in jou toekoms speel nie, maar Jesus. Moenie dat foute jou boei, hulle struikel, maar weer eens Jesus. En ek wil vandag by jou mooi pleit. As jou saak met God nie reg is nie, maak 'n afspraak met my. Want die Here God het jou lief. Amen. Weer eens, Hosea het nie hierdie huwelik verwag nie. Maar God het hom geleer. Hoe lyk dit as die slegste tye jou beste kan raak? Amen. 'n Vrou wat afgeskryf is, die beste vrou kan raak. Ja. Jy dink baie keer jy is afgeskryf. Mense dink baie keer jy is nie goed genoeg nie. God sê jy is die beste. Halleluja. En hy gaan die beste uit jou uithaal. En die beste in jou gaan hy investeer gebruik. Jy het 'n posisie in die lewe. Kom ons sluit af. Here, ek dank U vir die woord en ons vat hierdie woord en ons hardloop met dit. Here, ons gaan in die vuur bly hardloop. Here, ek dank U vir manne en vroue wat hier sit vandag, wat gaan opstaan en 'n verskil maak. Vader, nie net vir hierdie bediening nie, maar alles tot die eer. En hulle posisie gaan inneem, en mense gaan hulle kyk en sê, ek sien die integriteit, die karakter van 'n ware kind van God in jou. En dit is met trots op ons God, trots op ons Here, trots op die Heilige Gees, kan opstaan en kan sê, ek sal volhard. Soms moet ons na die stadspleine toe gaan, om ons Gomar daar te gaan haal. Maar ek pleit by dat ons nie die Gomar raak, Yes.
wat verlore raak en op die stadspleine gesit nie, en beland nie. Want Here, dit wat vir aanloklik geraak het, dis die plek waar hulle haar wou verkoop ook. Laat die wêreld nie vir ons aanloklik raak nie. Maar Here, dat ons 'n voorbeeld stel vir die wêreld. Ek dank U Vader God vir elkeen wat U nou kragtig aanraak in Jesus naam. En die getuig sal vir elkeen draai. Halleluja. Vader, ek bid nou sommer vir elkeen net in hulle behoeftes, in hulle omstandighede. Jesus, toe U die dag by Petrus in die bootjie gestaan het in Petrus se kop iets anders gemaal, en dit was, ek moet vis vang om uit hierdie moeilikheid uit te kom. En ek dank U Here dat U die verlosser was ook van sy moeilikheid. So sal U ook die verlosser wees van elkeen wat hier sit, sy omstandighede en moeilikheid. En daar sal 'n getuienis uitkom van nette wat wil skeer. Ek spreek dit oor elkeen uit, Here. Halleluja. Of dit gesondheid is, besigheidstransaksies is, of dit werkloosheid is, of dit 'n soeke is na Here vrede, liefde, huwelike, verhoudings, finansiële omstandighede, sal U net skeer, want 'n kind van God is nie 'n bedelaar nie. 'n kind van God steen nie op die wêreld nie. 'n kind van God steen nie op die vlees nie. 'n kind van God, Here God, leef nie van almoses nie, maar is oorwinnaars in Jesus, en sal dit bly. Amen, amen en amen. Prys die Here. Ek verklaar oor jou lewe in die naam van Jesus. Jesus is die weg en die waarheid, die begin en die einde en die alfa en die Amen. 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 Kom sê dit hardop. Kom sê dit hardop. Prys die Here. Net daardie vers wat jy kwoteer, kom sê dit hardop. Halleluja. Prys die Here. Jesus is die weg en die waarheid, die begin en die einde en die alfa en die omega. Amen. En ag net nog 'n ding wat op my hart is iets wat my pa altyd gesê het, is baie mense vra wat is gebed, hoe doen mense dit reg en hoe doen mense dit, moet mense afsonder, en jy is 'n mens moet afsonder en alles. Maar my pa het hierdie mooi boodskap eendag vir my gegee en hy sê gebed is soos die bloed in jou are, dis elke sekonde van elke dag en jy kan nie lewe sonder dit. Amen. Amen. Dis 'n verhouding wat jy met God het. Die waarheid. Nie voor ander mense altyd nie. Elke liewe dag in jou gedagtes. Amen. Amen. Prys die Here. Halleluja. Prys die Here. Prys die Here. God is groot. God is almagtig. Verklaar lewe oor jou in die naam van Christus. Ek verklaar die seën van God oor jou lewe. Ek verklaar nie net die formaliteit van 'n Numeri 6 seën oor jou nie, maar die woord van God in krag oor jou. Ek verklaar dat jy met 'n getuienis sal kan kom, terugkom en sê, ek was in benoudheid dalk, maar God het my vooruit gegaan. Ek staan dalk op 'n plek en 'n posisie in die lewe, wat ek sê, Here, ek weet nie meer, ek het nie meer antwoorde nie, en God gee vir jou wysheid, en die antwoord, weer eens Jesus. Jesus is met jou. Ja. Ek raak opgewonde. Amen. Ek raak opgewonde. Kan ek nog praat? Ja. Hier so 'n paar wat ja sê aan die kant. Ja, ja, en daar's die ander is stil. Ek wonder wie's 50-50. Niemand het uitgeloop, die pastoor mag gaan dan. Halleluja, prys die Here. Luister mooi. Die Here Jesus se grootheid en liefde in jou lewe gaan jy nooit verstaan nie. Maar dis nie om oor te redeneer nie. Dis om te lewe. Die feit dat jy vandag hier sit, die feit dat jy lewe,
Die feit dat jy in Voorbaai, Mosselbaai, George in die Eden area is nie per toeval nie. Jy het 'n posisie, jy het 'n plek, jy het 'n stand, jy moet standpunte neem, want die Here God het groter planne vir jou as wat jy kan bedink. Ja. Luister mooi, julle verstaan nie nou wat ek sê nie, julle sal dalk volgende jaar dit verstaan, maar luister mooi, niks in jou lewe, as jy in die wil van God is per toeval nie. Ja. Selfs jou seer, Ja. selfs jou moeilike omstandighede, selfs jou donker tye, is daar 'n rede voor. En die rede is nie dat God jou straf nie, want jy is dan 'n kind van God. Ja. Die rede, hoekom Job alles verloor het, was nie omdat God hom wou straf nie, was om sy geloof te bewys. En hy het geslaag in dit. Is om te sê, al het ek niks, sal ek God nog dien. Pas op om dit te sê. Pas op om dit te sê. Ek het altyd gesê, al bly ek onder 'n boom, sal ek die evangelie nog verkondig. En ek sal. Ja. Toe vat die Here alles my al weg, toe sê, gee dit weg, verkoop, raak ontslae. Kom ek kyk of jy dit sal doen. Toe sit ek my nie eens onder 'n boom net nie. Prys die Here. Want jou woorde as kind van God dra krag. Elke keer wat jy negatiewe dinge dink, kanselleer jy die goeie, kragtige geloof en gebed uit. Elke keer wat jy na die stadspleine toe bly gaan, met ander woorde, wat jy nie op die plek is waar God jou wil hê nie, gaan jy in die versoekinge kom. Ja. En die bose, Eva het elke dag met God gepraat, saam met Adam. Die beste stem, die mooiste stem, elke dag, ja, dit moes dan fantasties wees, om die stem van die Here face to face te hê. Face to face. Yes. Het julle na gedink? Adam en Eva, face to face. En weet jy wat doen sy? Sy val vir 'n stem, wat nie God se stem is nie. As jy by die verkeerde boom gaan staan waar God sê, bly weg, gaan hy vir jou so aanloklik lyk, dat jy gaan val. Ja. Luister na die stem van die Here jou God, en wees gehoorsaam aan die Here jou God. Wees gehoorsaam aan God. 200 engele kom uit die hemel uit. Hulle het die beste gesien. Jesaja sê, en as ek kyk na Openbaring 4, dat die gerub staan so om Vader God. En die gerubs is massive. Hulle is groot, en is heilig, heilig, heilig. En dan roep hulle uit, heilig, heilig, heilig. Ja. Dan skud daai groot mure in die hemel, sê die woord, doef, doef, doef. Grootheid van God. 200 engele sien dit in die hemel. Hulle beleef die grootheid van God. En weet wat gebeur? Hulle moes op die aarde na die mens kom kyk het. En hulle val vir die vrouens op die aarde. Ja. Uit hulle posisie uit. Hulle kom van die almagtige God af. Van die hemel af. Openbaring praat van ja, ek wil dit nie eens noem nie, want dit is, mens kan dit nie aan dink nie, dit is die mooiste plek om te wees. God se stem, God se teenwoordigheid. God vertrou hulle soveel, dat hy stuur na die kleinste planeetjie van al sy skeppinge toe, met die naam aarde. Hy vertrou hulle. Hy sê, gaan kyk net na die mense, pas hulle net op. En uit hulle word reëse, groter sonde gebore. Ja. Hoekom sal ek en jy nie val, as ons nie in die wil van God bly en gehoorsaam is nie? Bly van die stadspleine weg. Bly weg waar jy nie hoort nie. Bly uit sonde uit weg. Bly van die boom af weg. Al lyk jy vir jou hoe mooi, niks met my uit te waai nie. God het gesê ek daar weg bly, dan bly ek daar weg. Jy word getoets waar niemand jou sien nie. Jy word getoets in jou karakter, of jy 'n ware kind van God is. Staan vas. Kyk, dis nie deel van die preek nie.
Gees lei net, julle het gesê ek kan praat, prys die Here. So, moenie my nie kans gee om te praat nie, praat ek te lank, kom ek bid gou, sluit vir ons af. Here, ek dankie, Here, ek dankie. Here, ek dankie net. Ek is eenvoudige diensknegt, Here, maar hier sit konings en koninginne. Hier sit vir ons Openbaring 1 vers 6. Here, u woord sê dit, Here. En daarom sal hulle begin optree soos konings en koninginne, soos manne en vroue van God, wat regeer oor hulle huise, oor hulle lewens, oor hulle menswees, en wat nie sal toegee en opgee in hierdie lewe nie. Wat sal bly volhard in die naam van Jesus Christus alleen. Ek eer U vir hierdie manne en vroue, Here, dat hulle die woord van God vat en sal uitlewe in Jesus naam. Amen, amen en amen. Die seën en vrede van die Here met elkeen. Het jy 'n afsluitliedjie vir ons net? Een afsluitliedjie, asseblief. Die Here met elkeen sy vrede guns. Drink koffie na die tyd. Mense, ek gaan voluit van Januarie af, middel Januarie af, gaan ek huisbesoeke by julle spesifiek doen. Van middel Januarie af. As jy my nodig het, praat met my. As jy berading nodig het, praat met my. Ek is daar vir jou, tot eer van God. Maar onthou, as ons pad gekruis het, gaan ek vir jou verwag om voluit hierdie pad saam te hardloop. As jy hier gesit het, ek gaan vir jou maandag bel, as jy nie hier is nie. En ek het nou 'n klomp oproepe om te maak. En dan gaan almal van sê, ek is by hierdie stalletjie, dan gaan ek vir hom sê, wat ek vir jou gaan sê, die stalletjie gaan jou nie hemel toe vat nie. Kom van die markplein af, jy gaan hel toe gaan. God kan jou net seën as jy in sy wil is, klaar. Kan kwaad raak vir my, ek gaan jou nie uitlos nie. Want ons gaan 'n verhouding bou in Christus, en ek is lief vir elkeen, want God is lief vir jou. Amen. Amen.